In vandag se vleisprysoorsigg kyk ons na die jongste prysbewegings in speenkalvers, slagbeeste, skape en ander belangrike kommoditeite, asook wat tans in die markte gebeur wat pryse vorentoe kan beïnvloed. Ons fokus veral op hoe vraag, aanbod en stygende insetkostes die mark begin vorm en wat produsente moontlik in die komende maande kan verwag. Hierdie vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verlede week dan met 1% gestyg na R42,58 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys hoër verhandel het op R45,33 en die top 10% op R48,47. Provinsiaal verhandel die Noordwes se speenkalfprys hierdie week op die hoogste vlak van R44,73, die Vrystaat op R43,13 en die Weskaap op R39. Dit lyk steeds of speenkalfpryse nog so bietjie kan opgaan tot in middel April en dan dalk weer begin terugsak, soos ons in die wintermaande inbeweeg en ons dan gewoonlik in speentydperk ingaan. Ek is baie nuuskierig oor hoe hierdie jaar se pryse gaan uitspeel en wonder ek wel of die daling in pryse tydens speentydperk nie moontlik bietjie minder as vorige jare gaan wees nie, meestal weens boere wat dan self kan voer en ook goeie veidingstoestande op die oomblik het met die onlangse reën wat dan redelik wyd verspreid was. Die nasionale A23 slagprys staan tans op R61,50 en beweeg hierdie prys maar baie sywaarts in meeste areas. Die C-graadprys staan tans gemiddeld op R56,75. Dis nou die nasionale gemiddelde prys uitgesluit die Noord-Kaapse prys waar dit op 'n aansienlike laer vlak tans is. Ek het laasweek bietjie oor die effek van die stygende insetkostes op markpryse gesels en dink ek steeds vraag vir bees kan veral onder druk kom in die wintermaande wat tesame met moontlike hoër aanbod slagpryse onder druk kan sit dan. Wat ek wel onseker oor is hoe die aanbod gaan reageer op meer druk wat produsente gaan beleef weens hierdie hoër insetkostes soos brandstof. My beste raaiskoot is dat as kontantvloei van ons produsente byvoorbeeld onder druk kom, gaan meer produsente dalk forceer word om te verkoop of te slag en kan ons dalk dan meer aanbod sien en pryse dan verder onder druk gesit word. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie. Jy maak hierdie vir ons werklik moontlik. Maar as jy nog nie ons volg nie, maak asseblief gedubbeld seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om week na week hierdie onafhanklike landbouanalises en markinsigte met jou te deel. Baie dankie vir jou ondersteuning. Die gemiddelde stoorlamprys bly sywaarts laasweek en staan dit nou op R47,42 per kilogram met swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg wat nou staan op R47,42. Die Vrystaat se prys verhandel tans op R49,20, die Ooskaap op R48,06 en die Noord-Kaap steeds aansienlik laer op R38,47. Ek dink steeds stoorlampryse behoort op te tel soos ons na Junie maand toe beweeg en die aanbod dan aansienlik minder behoort te wees. Ons gaan dan ook minder invoere moontlik sien. Die A23 slagprys styg nou na R94,40 met die C23 prys op R73,20. Ek dink steeds dat die moontlike impak van die Iran-oorlog op die Suid-Afrikaanse verbruikers die skaapbedryf die ergste gaan tref en vraag vir skaap dan veral negatief kan beïnvloed. As die vraag dan daal en die uitvoere na die Midde-Ooste boonop nog afneem, kan dit moontlik beteken dat die styging wat ons gewoonlik sien in Junie maand dalk bietjie minder as normaalweg hierdie jaar kan wees. As ons oorbeweeg in die wolbedryf, die 20 mikron RWS prys dan gedaal laasweek na R254 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys laer op R236. Die gemiddelde RWS prys daal ook na R250,10 terwyl die gemiddelde wolprys in Australië gedaal het na 17,24 Australiese dollar per kilogram. Die gemiddelde pryse is egter steeds 38,5% hoër as 'n jaar gelede wat steeds vir ons dui op goeie vraag. Die daling in pryse die afgelope paar weke egter word toegeskryf aan stygende vervoerkostes, meer aanbod wat ons nou in Australië sien en dan ook bietjie laer vraag weens te hoë pryse tans en kan pryse dus verder terugsak oor die volgende paar weke as ons al hierdie goed in ag neem.
Grootbokpryse daal laasweek na R26.46, kleinbokke daal na R56.17, medium bokke daal na R49.63 en bokkooipryse ook laer op R45.65. Die einde van Mei is dan weer 'n groot fees wat moontlik so 'n maand voor dit beter pryse vir ons kan beteken. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys daal dan na R34.67, terwyl varspryse styg na R42.04 en die IQF-prys styg na R38.50. Ek dink wel vraag kan afneem soos ons na Paasnaweek beweeg, wat dan ook bietjie druk op hierdie pryse behoort te sit, veral as ons na die varspryse kyk. Die feit dat die rand ook nou baie swakker is as 'n maand gelede het ook dan vir ons ondersteuning in hierdie markte gesit. Hoender is ook dan 'n baie goedkoper voedselbron of 'n proteïenbron as bees en byvoorbeeld skaap en kan daar dalk addisionele vraag na hierdie mark terugkeer as verbruikers se besteedbare inkomstes verder negatief geaffekteer word deur hierdie hoë insetkoste en brandstofpryse en natuurlik die swakker wisselkoers. So ons kan dalk bietjie ekstra vraag na veral vark en hoenders dan sien. Ons kan dalk bietjie hoër vraag na varke en hoenders sien wat hierdie pryse dalk vir die korttermyn op 'n bietjie hoër vlak kan hou. Die nuutste spekvarkpryse dan ook gestyg laasweek na R40.95, vleisvarkpryse styg na R41.71, met die nuutste worsvarkprys hoër op R32.25. Vooruitskattings toon dat varkpryse nou kan daal soos ons in die winter in beweeg en vraag meer en meer onder druk gewoonlik dan kom. Hierdie daling behoort egter baie klein te wees, met pryse wat dalk net onder die R40 merk kan dip as dit gaan afkom, aangesien aanbod steeds bietjie beperk is en ons dan moontlik bietjie beter vraag kan sien as in normale jare. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gestyg na R3.500 per ton, graad 2 lucern steeds op R3.100 en supreme kwaliteit op R4.500 per ton. Choppryse styg bietjie weens minder aanbod en verhandel dan nou op R2.650 per ton gemiddeld. Daai was jou vleis- en voerprysoorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.